Wanneer jy aan mediese vooruitgang dink, wat sien jy? Seker blink laboratoriums reg, wonderpille, maar wat as ek jou vertel dat een van die heel kragtige instrumente om lewens te red eintlik, wel, dis iets baie minder glansryk. Dink aan 'n bloudruk. Ja, 'n bloudruk. Vandag duik ons in hierdie verborgde wêreld van mediese registers om te sien hoe doodgewone data besig is om die toekoms van gesondheidsorg te bou. So, hoe word medisyne nou eintlik beter in die regte wêreld? Ek bedoel, buite daai perfekte, skoon eksperimente. Dis een ding om iets in 'n laboratorium te toets, maar die regte wêreld, dis chaoties, dis onvoorspelbaar. So, hoe sorg ons dat vooruitgang werk vir regte mense in regte hospitale? Dis die eintlike kopkrapper. En die antwoord, of ten minste die begin daarvan, lê in 'n baie eenvoudige, maar ongelooflik kragtige idee. Dis 'n goue reël in omtrent enige veld, maar veral in medisyne. En dit is, jy kan nie verbeter wat jy nie meet nie. Dink daaroor, hoe kan jy 'n probleem oplos as jy nie eers presies weet wat dit is nie? Om sorg te verbeter, moet ons eers meet wat presies gebeur. Ons het data nodig. Dis so eenvoudig soos dit. Goed, so hier's ons plan vir vandag. Eerstens, hoekom kan ons nie verbeter wat ons nie meet nie? Dan, wat is hierdie mediese data blauwprik? Ons kyk na 'n paar registers in aksie, bespreek die groot uitdagings en eindig met 'n blik op die toekoms van gesondheidsorg. Klink goed? Kom ons spring weg. Reg, eerste deel. Ons moet by die kern van die saak begin. Daar's hierdie idee van die goue standaard in mediese navorsing. En dis kragtig, moenie my verkeerd verstaan nie, maar dit het sy perke, veral as dit by die regte deurmekaar wêreld kom. Kyk, aan die een kant het ons wat hulle ewekansige gekontroleerde proewe of RCT's noem. Dis basies die goue standaard. Dis 'n superbeheerde, amper perfekte eksperiment in 'n laboratoriumomgewing. Dis fantasties om te bewys dat 'n nuwe behandeling werk, maar is daai perfekte pasiënte in die proef enigsins soos jou ouma met haar 3 ander kondisies? Waarskynlik nie. En dis waar mediese registers inkom. Hulle versamel data van roetinesorg. Dit beteken ons kry 'n prentjie van hoe dinge in die regte wêreld werk vir regte mense. Dit kan ons help om skaars probleme op te spoor wat 'n RCT nooit sal sien nie. Die enigste vliegende salf, jy moet versigtig wees dat die data nie skeef getrek is. En dis presies hoekom ons hierdie mediese data bloudruk nodig het. As 'n RCT soos 'n perfekte klein eksperiment is, dan is 'n register die groot, omvattende bloudruk wat ons wys hoe alles in die regte wêreld in mekaar pas. Okay, so wat is 'n mediese register nou presies? Wel, dis nie net 'n klomp nommers op 'n spreadsheet nie, glad nie. Dis 'n sistematiese versameling van data. Dit beteken, daar's 'n plan, dis georganiseer, die data wat versamel word is duidelik geordineer. Almal meet presies dieselfde ding op presies dieselfde manier. En dit het 'n vooraf bepaalde doel. Ons weet van die begin af watter vrae ons wil beantwoord. Dis hierdie strengheid, hierdie reëls, wat 'n eenvoudige database verander in 'n kragtige instrument wat lewens kan red. So, hoe werk dit in die praktyk? Wat's die touerkrag hier agter? Eerstens moet die data van verskillende hospitale en klinieke saamvoegbaar wees. Hulle moet met mekaar kan praat. Tweedens, standaardisering. Almal moet dieselfde inligting op dieselfde manier insamel. Dan staan duidelike reëls, 'n soort datawoordeboek. Maar hier is die groot een. Waarneming oor tyd. Ons kyk nie net na 'n pasiënt op die dag van 'n operasie nie. Ons volg hulle vir maande, selfs jare. Dit beteken ons kan die aanvanklike data koppel aan die werklike uitkomste later. Dis nie net 'n snapshot nie, dis die hele fliek. En dis in daai fliek waar die belangrikste lesse lê. Maar onthou, enige register is net so goed soos die data daarin. Dis die fondasie. As dit swak is die hele ding waardeloos. En daar is 2 goue reëls vir daai data. Eerstens, volledigheid. Is almal wat kwalifiseer ingesluit, of net die maklike gevalle. En tweedens, akkuraatheid. Weerspieël die data wat regtig gebeur het. Om seker te maak van hierdie 2 dinge, moet 'n goeie register 'n baie streng auditproses hê. Jy moet die data kan vertrou, punt. Okay, genoeg van die teorie. Kom ons kyk nou hoe hierdie goed in die regte wêreld werk. En ons het 'n ongelooflike voorbeeld. Ons gaan loer na iets wat die Vascular Quality Initiative, of VQI, ontdek het. Die VQI het data begin versamel oor 'n spesifieke prosedure, 'n onderbeenomleiding van 'n klomp verskillende hospitale. En toe hulle die syfers sien, het hulle iets skokkends ontdek. Die koers van chirurgiese wondinfeksies na hierdie operasie was nie oral dieselfde nie, glad nie. By party hospitale was dit amper 2%, by ander 15%
En by party was dit 'n eisingwekkende 30%. Onthou, dis vir presies dieselfde operasie. So wat op aarde was aan die gang? Dit is waar die krag van die register inkom. Hulle kon in die data delf en soek vir patrone. En hulle het 3 sleepel risikofaktore gekry. Die tipe velvoorbereiding wat gebruik is vir die operasie, of die pasiënt meer as 2 eenhede bloed gekry het en of die operasie langer as 220 minute geneem het. Maar hier is die belangrikste deel. Al 3 hierdie dinge is wysigbaar. Dis nie soos die pasiënt se ouderdom of 'n ander siekte nie. Dis dinge wat dokters en hospitale direk kan beheer. En wat gebeur as jy vir dokters goeie data gee? Hulle gebruik dit. Die WKI het hierdie inligting met die hospitale gedeel en kyk wat gebeur. Die gebruik van die beter velvoorbereiding, chlorhexidine, het opgeskiet van 67% na 81% en die aantal pasiënte wat meer as 2 eenhede bloed gekry het gedaal. Hulle het gesien wat die data sê en hulle het al praktyke verander. En die resultaat, die punchline? Hou vas. Vir daai sentrums wat regtig al gebruik van chlorhexidine opgestoot het, was daar 38% daling in infeksiekoerse. 38%! Dis nie net 'n statistiek nie, dis letterlik mense wat pynlike, gevaarlike komplikasies vrygespring het. Dit is tasbare, lewensreddende verbetering, alles omdat iemand besluit het om te begin meet. Maar dis natuurlik nie altyd so maklik nie. Om hierdie data te hê en om dit effektief te gebruik is 2 verskillende dinge. En dit bring ons by 'n paar van die grootste uitdagings. En hier's iets wat dalk sal verras. Jy sou dink as jy vir 'n groep slim dokters 'n grafiek wys wat sê julle doen hierdie ding verkeerd, dat hulle dit dadelik sal regmaak. Maar studie na studie wys dat dit nie noodwendig gebeur nie. Robuuste, betroubare data is absoluut nodig vir verbetering, maar dis nie altyd voldoende nie. Data op sy eie is nie 'n touerstafie nie. Jy het 'n georganiseerde plan nodig, 'n proses om daai data te vat en dit in werklike verandering te omskep. En dit lei tot een van die grootste debatte in hierdie veld. Moet hierdie tipe data openbaar gemaak word? Moet daar 'n rapportkaart vir hospitale en chirurge wees? Aan die een kant sê mense, ja, absoluut, die publiek het 'n reg om te weet. En dit kan resultate lewer. In New York byvoorbeeld het sterftesyfers na hartchirurgie met 41% gedaal, nadat hulle die data openbaar gemaak het. Maar daar's 'n ander kant. Die groot vrees is dat chirurge dan bang sal wees om op die heel siekste pasiënte te opereer, die hoë risikogevalle. Omdat 'n slegte uitkoms hulle statistieke sal dat sleg lyk. Dis 'n ongelooflike moeilike balans om te vind. Maar ten spyte van hierdie uitdagings, is die trein lankal uit die stasie en hierdie registers word net slimmer en kragtiger. So, kom ons kyk 'n bietjie vorentoe. Wat hou die toekoms in vir gesondheidsorg met hierdie soort data? Wel, die volgende groot grens is om verskillende databronne aan mekaar te koppel. Dink daaraan soos om 2 verskillende lekkerkaarte saam te voeg om een reuse prent te kry. Projekte is nou aan die gang wat die WGI se supergedetailleerde kliniese data neem en dit koppel aan iets soos Medicare se eise data. En wat beteken dit? Skielik sien ons nie net die pasiënt se storie vir 'n jaar of 2 nie. Ons kan hulle vir 'n dekade of langer volg. Die prentjie word eksponensieel ryker. En die soort goed wat ons hieruit leer is ongelooflik belangrik. Deur hierdie data te koppel, het ons byvoorbeeld gesien dat swart pasiënte meer geneig is om 'n opvolgprosedure nodig te hê na 'n spesifieke tipe aneurisme herstel, of dat vroue 'n swakker langtermynoorlewing het as mans na 'n ander tipe herstel. Dis die soort diep kritiese insigte oor gelykheid in gesondheidsorg wat amper onmoontlik is om raak te sien sonder om data oor 'n lang tydperk so te koppel. En dit stop nie eers daar nie. Die volgende stap is dalk die belangrikste een van almal. Dis om die pasiënt se eie stem in die data in te bring. Hulle noem dit pasiëntgerapporteerde uitkomste of PROS. Want dink daaroor, is 'n operasie regtig 'n sukses as die skandering goed lyk, maar die pasiënt kan steeds nie die trappe klim sonder pyn nie of kan nie terug gaan werk toe nie. Deur direk te vra hoe die pasiënt voel en funksioneer, plaas ons uiteindelik hulle ervaring reg in die middel van hoe ons kwaliteit definieer. So, op die ou end van die dag is hierdie register soveel meer as net rye en kolomme data. Hulle verteenwoordig 'n groot verskuiwing in hoe ons dink oor medisyne. Dis 'n skuif na 'n stelsel waar elke enkele pasiënt se storie, elke sukses, maar ook elke terugslag bydra tot ons gesamentlike kennis. Dis 'n stelsel waar jou reis help om die pad vir die volgende persoon net 'n bietjie beter te maak.
En dit los ons met een laaste groot vraag. Wat alles is moontlik as elke pasiënt se reis help om die sorg vir die volgende een te verbeter?